Middag, al my medereisigers, mede-refugees, aspirant-refugees, non-refugees. Ek groet julle met baie bemoediging en baie opwinding. Dit is 'n hele paar dae nadat ons laas gesels het. Hierdie afgelope week was chock en blok vol aktiwiteite. Natuurlik is daar baie gemeet en gepas en gepak hierdie week. Hierdie is my laaste naweek in Suid-Afrika. So ek is baie dankbaar gewees hierdie week vir vacuum seal bags en 'n groot meisiekind wat gehelp het om die vacuum cleaner se pyp vas te hou en die vacuum seal bags uit te suig sodat ons kan squeeze wat moet gesqueeze word. So ek kan met groot genoegdoening sê dat ek gepak is. Die tassie staan gereed om gesleep te word wanneer die skoot klap. Ek het ook hierdie afgelope week my cultural orientation gehad. Dit was 'n amper 5 ure Teams sessie gewees, baie insiggewend met 'n paar mense. Dit was 'n mixed bag applikante gewees. Van die mense sou al voor my gevlieg het hierdie week. Ander mense het nog nie vliegkaartjies nie. Ander wag nog vir approval. So weer eens weet ons nou, daar is nie 'n formule of 'n vaste patroon nie. Jy kan nie jou keus op iemand anders se keus squee nie. Dinge gebeur dit soos dit gebeur en soos wat die Here se almagtige hand dit orkestreer. So ja, die afgelope week vol aktiwiteite en beplanning om die laaste paar los lyntjies vas te maak. Maar ja, die ergste stres is nou verby. Die hang in limbo was die grootste stres, soos dat julle almal weet. Maar as ek julle kan bemoedig, gebruik die tyd wat jy het terwyl jy in limbo is. Daar's baie goedjies wat gedoen moes word. Bankrekeninge gesluit of oorgeskuif, debietorders oorgeskuif, geldjies rondgeskuif. Ek het baie mense gaan groet hierdie week. Ek en my dogter het 'n hele lys opgestel van mense wat ver is, wat moes gebel geword het. Party mense kry net 'n generiese boodskap. Ander mense het ons afsprake meegemaak en gaan sien. So ja, ek het darm so 9 dae kennis gekry. So ek kan darm ek het darm bietjie beweegspasie. Maar ek het die paar maande wat nou vooraf gegaan het, nadat ek my approval gekry het ek baie prakties gebruik en ek het baie logistieke afgehandel. So wees tog flink en fliks en hou maar net aan. Al is 'n mens, al voel jy dat jy op 'n mespunt balanseer en die senuwees vreet jou lewendig stuk vir stuk op. Eyes on the prize. Fokus net op wat gedoen moet word. Fokus op logistieke. Ek het die Here baie wysheid gevra, want ek moes ook vroegtydig bedank het. So ek het Desember al my kennismaand gewerk. En toe die jaar draai en dis Januarie, was ek vir all intents and purposes werkloos gewees. So dit het erg op my senuwees gewerk, maar ek het geglo en vertrou dat die Here vir my die regte leiding gegee het, want geen van die besluite was ligtelik geneem nie. Ek wil julle tog aanspoor om alle besluite in stilte en in gebed aan die Here op te dra
en oor te laat. En laat die Heilige Gees jou lei. En dit kan net gebeur as jy stil raak. Hy kan nie met ons hy kan met ons praat, maar ons gaan hom nie hoor nie. As jou kop raas, as daar baie stemme en geraas en angs in jou gemoed is, kan jy nie die Heilige Gees se stem hoor nie. Die Heilige Gees is 'n gentleman, so hy praat baie sag. Ek bid julle almal 'n rustige naweek toe verder. Soos ek sê, dis my laaste naweek in die land. En ek maak die meeste daarvan. Ek het sopas my laaste spaghetti bolognese in Suid-Afrika gemaak. En ons eet lekker. Dis bittersoet. Ek gaan nie jok nie. Alles wat ek nou doen, is die laaste wat ek doen, van wat ek doen. En 'n mens moet intentioneel wees. Jy weet, dis baie traumaties. Elke nou en dan neem die emosie oor en 'n mens raak baie hartseer, want jy besef, volgende week hierdie tyd is ek al 'n paar dae nie meer hier nie. En dan moet die wat agterbly sonder my aangaan, en dan los ek my legacy vir hulle agter. En ek is baie intentioneel met wat ek nou doen. Ek kyk al my favorite chick flicks saam met my dogter. Ek het 'n handvol katte wat ek gerescue het vir die afgelope 10 jaar, wat ook by Sissie agterbly. Elke oomblik wat ek het, koester ek met hulle wat by my slaap. Ek moes net hulle maandelikse tik en vlie drops vir hulle gegee het. En terwyl ek dit vir hulle gegee het, het ek in hulle oortjies gefluister. Hulle moet nou maar mooi stil sit. Dis die laaste keer dat ek dit vir hulle gaan gee. Dit laat 'n mens dink. Hierdie hele periode laat 'n mens dink. Jy weet, 'n mens visualize hoe dit gaan wees wanneer jy jou approval het en jou kaartjies het. Maar jy kan nie regtig visualize nie. Jy kan net daarmee deel as dit op jou is. Toe ek gister my case status gecheck het ek gesien dat oornag het my status verander na alles is completed en dat my travel in progress is. So ek moet weer eens net sê, baie mense se statuses het al geupdate, dat hulle travel in progress is, maar hulle het nog nie kaartjies nie. Ek het al 'n week my kaartjie, en toe update my case eers. So ek wil julle tog net weer herinner, have an open mind, think out of the box, okay, want dit is hoe dit hier gebeur. En belê in vacuum seal bags. Ek moet sê, ek het regtig nie veel klere gepak nie. Ek het my gunsteling kussings, my gunsteling kombersie, my gunsteling pyjamas, my gunsteling pantoffels en sokkies ingepak. En verder het ek sentimentele boeke en foto's en briefies en ornamentjies gevat. As 'n mens prioritiseer, is daar meer as genoeg plek. Ek wens julle alle sterkte toe. Ek sal miskien, ek weet nie of ek voordat ek gaan vlieg, weer 'n kansie gaan kry om vir julle 'n boodskap te stuur nie. Ek gaan regtig probeer, daar gaan dalk op die lughawe tyd wees daarvoor, om net bietjie met julle te gesels. Maar môre is dit vir Oulaas kerk toe, en vir nog 'n paar mense Kobai sê, en my laaste Sondagmiddagete saam met mense eet en afskeid neem, en dan vir Oulaas 'n paar draaie hier ry, en vir Oulaas
die Suid-Afrikaanse lug inasem en dan is ons op pad. Baie seën vir julle. Wees bemoedig mense. Ek is op van die refugee groepe, die Q&A groepe. Baie mense kry nou kaartjies, kry nou approvals. Dis asof die bottleneck wat daar was, skielik losgekom het. En nou is die sluise oop. So, hou julle fone byderhand, sorg dat julle gereeld e-mails check, en dan sien ons mekaar op die flip side. Rustige aand verder. Ek gaan regtig probeer om nader aan die tyd weer met julle te praat, maar definitief is dit my commitment aan julle. Soos wat my proses gaan ontvou, gaan ek vir julle stap vir stap journal, sodat julle saam met my die roete kan stap, en dat dit vir julle ook 'n bietjie meer klarigheid kan gee, en rustigheid kan gee. Wees sterk en volmoed, want die Here julle God is met julle. En soek eers die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Seën groete, tot volgende keer.